Hallo julle, die is 'n oefenloopie. My naam is Hendrik Weingart en ek het besluit dit is hoogtyd dat ek my eie YouTube kanaal moet begin om my eie menings oor die sake van die dag met julle te deel en ook om ander mense aan die woord te stel. Dis hoekom die naam van hierdie kanaal is Wie Praat. Dit gaan nie net ek wees wat praat nie, daar gaan gaste wees wat hulle menings, standpunte en perspektiewe met julle gaan deel oor wat in ons land en in die wêreld aangaan, en dan spesifiek natuurlik wanneer dit kom by Afrikaans sprekende breinmense, as julle nie omgee dat ek dit so sê nie. So ek wil terugvoer hê asseblief van julle af oor wat julle gedink het van die eerste een. Vanoggend het RSG vir my gevra vir my standpunt oor die gebeure daar in die munisipaliteit op Swellendam, waar die VF+ nou gestem het ten gunste van 'n mosie van wantroue in die DA burgemeester daarso, François die Rand. En nou lyk dit of daar 'n kopperstamp is tussen Dr. Corneille Mulder, wat die provinsiale leier van die VF+ is, en Dr. Pieter Groenewald, wat die nasionale leier is. En word dan nou 'n ondersoek gedoen, sê Dr. Groenewald, teen Juan van Skalkwyk, wat die VF+ raadslid daar in Swellendam is. Nou, sonder om te veel te fokus op wie nou reg is en wie verkeerd is, want Dr. Mulder sê, dit gaan nie vir hulle oor saam met die ANC stem in daai geval nie, dit gaan vir hulle oor dat hulle vir die regte ding gestem het. Die regte ding in die geval sou wees dat daar klagtes is of was oor François die Rand as burgemeester wat glo nie wil optree teen 'n bepaalde amptenaar, senior amptenaar wat ondersoek behoort te word, nie, sê Dr. Mulder. Hulle sal dit binne hulle partystrukture uitsorteer. Ek wil praat oor die gemors wat aangaan in hierdie koalisies. Swellendam is 'n manifestasie van wat jy ook in Theewaterskloof die hele tyd sien, en ek woon self daarso. So ons het nou weer 'n TWK koalisie wat bestaan uit die DA, Good, en die Socialist Revolution Workers Party. Ek moet net gou reg kry so, die Socialist Revolutionary of Socialist Revolution Workers Party. Maak jy eintlik saak, ja, hulle word net gebruik om daai koalisie in stand te hou, want hulle het 1 setel, en daai setel is belangrik om dan die meerderheid te gee vir Good en die DA. Maar Good het nou al gespring van die oorspronklik ANC en PA, toe weer VF+ en uiteindelik nou VF+ in die PA, en toe nou weer uiteindelik na die DA toe. Die sogenaamde elephant in the room daar is 'n amptenaar by die naam Wilfred Solomons Johannes, wat na bewering die rekenpligtige amptenaar was toe 40 miljoen rand van sogenaamde van die rampfonds bestee is op 'n manier wat word dan gesê dit nie behoortige bestuur gewees het nie. So baie die mekaar sin. Wat ek eintlik wil sê is 40 miljoen rand van die rampfonds wat gekry is van die nasionale regering is vir alles behalwe die ramp of die skade wat deur die reën storm wat ons 'n jaar of 3 terug ervaar het gebruik. En dit is die groot ondersoek wat moet gebeur. Maar Good skop heel dit daarteen vas. Good, die party van Anti-Pet, soos julle weet. En Wilfred Solomons Hermanus, 'n vertroueling vir baie jare nou al van Anti-Pet. En dan is daar ook die karakter Brad Herron, soos julle weet, wat die min of meer maar optree as partyleier, want Anti-Pet dien in die kabinet en sy hou van daar besig met haar ministeriële rol. Nou, die moeilikheid vir 'n plaaslike munisipaliteit soos die by Theewaterskloof waar ek woon, is dat dienslewering kom nie op dreef nie. Want die geldsake van die munisipaliteit is so opgemors dat die provinsiale minister van plaaslike regering, dis nou Anton Bredel, daai TWK munisipaliteit onder finansiële administrasie geplaas het. Daar is geld nie. As daar 'n voertuig, as die vullis trok breek, dan vat dit daar voordat daai trok weer sy werk kan doen. As die werkers oortyd werk, kan hulle nie oortyd betaal word nie, moet hulle nou maar daar afvat om op te maak vir daai oortyd geld wat hulle nou verloor het. Alles tekens van hoe dat die geld gemors is. In die eerste plek, toe jy nou oorspronklike ANC, PA en Good koalisie gehad het die mense besluit dis belangrik vir hulle om VIP leiwagte te hê en ook VIP voertuie te hê. God dank jy die DA daarvan ontslaag geraak. Maar die DA is natuurlik ook nie onskuldig nie, moet ek onmiddellik sê. Want die feit dat jy met 'n partye koalisie vorm, oor wie daar hierdie wolgang, en 'n party wat hierdie spesifieke amptenaar dan ook beskerm teen 'n ondersoek. So niks is bewys nie,
Alles is nog beweringe, maar jy gaan net by die waarheid uitkom as daar ondersoek gedoen word. En daarteen skop goed vas, soos wat ek ook op RSG gesê het vanoggend. Verlede week is daar 'n vergadering gehou, spesifiek hierdie kwessie te bespreek. Die vergadering is op 7 dae uitgestel na komende maandag toe, begin van Februarie, om weer hierdie kwessie te bespreek. En ek sê jou nou, moenie verbaas wees as ons dit volgende week of binnekort weer 'n verandering in koalisie sien daar in die Theewaterskloof munisipaliteit. Wat beteken dit vir die mense wat daar woon? Dit beteken dienslewering kom net nie aan die gang nie. Dit beteken hulle kry minder as dit waarvoor hulle diensterekenings betaal, belasting betaal, dit waarvoor hulle gestem het uiteindelik. En nou is ons 2 jaar weg van die volgende plaaslike verkiesings en jy kan maar verwag dat die politiek op plaaslike vlak gaan morsiger raak en gaan, kom ons hoop het gebeur nie, maar die kanse is daar dat het onstabieler sal raak, meer onstabiel is seker die korrekte wyse om dit uit te spreek. En dit pla 'n mens, want ons mense kry swaar en die enigste ligpunt in baie gevalle is daai eerste week van die maand, wanneer hulle in die sassarye gaan staan. So hierdie kanaal gaan gebruik word om te praat oor die kwessies, want ons kry nie altyd die geleentheid om op hoofstroom media hieroor te praat nie, of die wyse waarop dit aangebied word deur die hoofstroom media is nie noodwendig belyn met hoe 'n mens dit op gemeenskapsvlak sou wou kommunikeer nie, en dit verstaan 'n mens ook. So die oplossing sê ek altyd, is nie om te moan oor wat nie gedoen word nie, maar as om self iets te doen, soos wat ek probeer doen met hierdie kanaal en hierdie eerste video. Stuur asseblief jou kommentaar vir ons, die nommer is in ons bio hier op die kanaal, en die e-posadres ook, sodat ons kan hoor, met wie wil julle hê, moet ek praat, meneer Klop sê baie van julle nog, of waaroor sal julle wil hê, meneer Klop moet sy eie menings gee. Julle weet ook ek dra die hoed van voorsitter van Kaapse Forum, so baie van die kwessies sal aansluit by die kwessies wat deur die organisasie self gedryf word, maar baie spesifiek ook, daai mense, daai lieflike mense, wat ek raakloop op my reise as voorsitter van Kaapse Forum, en mense wat wonderlike werk in ons gemeenskappe doen. So wie praat?